Goeiemôre, good morning. Daar sê hallo daar, hallo daar, hallo daar. Goeiemôre man, die winter het nou amptelik sy hart te kom wys en sy naels ingesit. Manne, ja, ek weet sommer jou verwarmer is aan. Daai koppie koffie van jou stoom en jy is oorgehaal om vanoggend lekker tyd saam met ons te spandeer. En kyk, jy het nou weer die wêreld se energie vanoggend sien. Ja, dit is alles, dit kom maar van jou af, jy weet, dis 'n wederkerige, die energie, dan voel ek net, ek kan nie net hier so staan en mooi lyk nie, as Elsa ons nou energie het om te deel, give it to me. Ja, so jy moet nou 'n vraag aan my rig Ja, of stel ja. en dan gaan ek nou aansteek. So, my vraag aan jou is, waarmee gesels ons met 'n mikrofoon? Waaroor gesels ons? Elsa gaan ons vertel. Hey, jou Pita. Kyk Ja. hoe kyk sy vir my, hey, kyk hoe kyk sy. Goed, Taki Pastorius van FunctionWise gesels met ons oor oorstimulasie en wat dit werklik in die moderne wêreld beteken. Passie Erasmus hou as ambassadeur van die Verseker Noordvalbeker die hartklop van skole rugby aan die gang en hy deel meer oor die seisoen. Ons vind ook meer uit oor die Anti-Spring Hoop, 'n beweging wat lewens verander deur kuns en gemeenskap. En Retief Burger en Reinhard Smit gesels oor die nuwe lofaanbiddingsfees wat op 31 Mei in Pretoria plaasvind. Hoe was daai? Nee, daai was lekker, daai was lekker. En het jy al vir Passie ontmoet? Het jy hom al gesien? Nee, nog Ek moet sê, ek het al die wonderlike aangename voorreg gehad om hom nou dag te kon ontmoet by een van die skole rugby toernooie. En die man is passievol. Oei, jy gaan vir hom sien, hy gaan vir jou besig, hy gaan vir jou besig. Maar dankie, dit klink baie lekker. Het jy onlangs gesien van die Amerikaanse skaatsplankryer wat hier deur Afrika Ja, en daai wielietjies wat so gesmelt het. Maar ek moet vir jou sê wat vir my uitgestaan het is die mense wat hom so warm en hartlik ontvang het, veral daar in die Kaap ook. Ek dink die warmste ontvangs het hy natuurlik in Suid-Afrika gekry. Maar kom ek vertel vir jou die storie. Die Amerikaanse skaatsplankryer Jason wat is hy van Poppel? Porpel. Van Poppel, ja, van Poppel. Sorry Mr. Van Poppel, het 'n ongelooflike prestasie bereik nadat hy meer as 6400 km deur Afrika op sy plank afgelê het. Sy doel om die grootste skaatspark in Uganda te help bou. Jason, wat van Kalifornië afkomstig is, het sy reis in Februarie in Kampala begin. Sedertdien het hy Rwanda, Tanzanië, Zambië, Zimbabwe, Botswana en Suid-Afrika se teerpaaie aangedurf. Terwyl hy tog deur Suid-Afrika het hy deur verskeie dorpe en stede, onder andere natuurlik Johannesburg, Kroonstad, Bloemies, Richmond, Beaufort Wes en Laingsburg gery. En hy het natuurlik ook sommer langs die pad sy hier eerste Suid-Afrikaanse braai beleef. Hoe's daai? Die idee vir sy projek het ontstaan nadat hy met twee Ugandese staatsprankryers, Isaac en Ephraim, vriende gemaak het. Hierdie vriendskap het hom laat besef hoe hulpbronne daar vir jong skaatsplankryers in Uganda is. Volgens Jason moet baie kinders tans op grondpaaie en in oop ruimtes oefen waar hulle dikwels weggejaag word omdat hulle kwansys te veel raas. Nou hoop hy om genoeg geld in te samel om 'n wêreldklas skaatspark te bou, nie net vir Uganda nie, maar as 'n baken vir jong skaatsplankryers reg oor Afrika. Hoe mooi is dit? Is vir my 'n storie van hoop. Dis net so lekker en hy het besluit, man, ek gaan nou met dit wat ek kan doen, ek kan skaatsplankry, ek kan die wêreld aanvat, kom ons doen dit. En ek dink ook die afgelope tyd se weerstoestande, jy weet, om so deur middel of deur daai weerstoestande te beweeg. En ek weet in 'n stadium het dit gereën ook en het hy so, ek weet nie of dit 'n sak of 'n reënjassie was wat hy toe nou gedra het nie. Maar ja, dit is vir my regtig goed om te sien dat mense nog soveel moeite doen en soveel van hulle self gee, want fisies dink ek het dit 'n reuse uitwerking om vir 'n goeie daad. Sien, hier kom 'n opdraanetjie, dan dink hy, okay, hier gaan ons, maar so bly as hy die afdraan gegee het. Meneer Jason van Poppel. Dis vir my al baie interessant. Porpel, van Porpel. Daar sê Pieter, jy het hom nou. Nee, ek nie van, dankie laat julle vir my altyd so toegooi met 'n lekker van. Ek meen, wat eenvoudig, Jason Koens het net so lekker geklink. Yes. Wat is next? Ons het natuurlik altyd ons 'n lekker storie ook daar van jou kant af, is dit nie? Ja, ek wou nou net eers vra, kan jy skaatsplank ry? Ek kon. Ek sal seker eerder nou nog kan as wat jy hierdie twee wielietjie goeders wat vorentoe en agtertoe ry, jy weet. Nee, ek sal nie daai probeer Daai nie. kan ek nie try nie, so ek sal nog die Ja. skaatsplank probeer. Ja, want ek dink vir die ander, wat noem hulle dit nou weer? Dit is 'n wat se bord is dit? Kom aan, jy's mos Nee, jy het my nou vroeg, ek weet ons het mense uitlaai wat nie nou al die hoverboard kuier nie? hoverboard. hoverboard. Ja. Dis hy. Ek wou sê dis iets in daai lyn. Ja. So, maar ja, ek dink nie ek gaan dit probeer nie. Ek dink balans is redelik goed.
maar op die einde van die dag, ja, wil ons nie sonder tande hier staan nie. Stewig op ons voete op moeder aarde. Daar sy. Goed, van skaatsplank tot branderplank. 'n Groot branderplank rygeleentheid in Nieu-Seeland is Maandag nadat 'n fotograaf in die water gebyt is, opgeskort. Die Australiese fotograaf Ed Sloan was besig om foto's by die Wêreld Branderplankry Liga se Nieu-Seeland se pro-kompetisie te neem, toe hy gerapporteer het dat hy aan sy linkervoet gebyt is. Die Wêreld Branderplankry Liga se adjunkhoof van kompetisies, Renato Hickel, het bevestig dat 'n kode rooi na die voorval op Nieu-Seeland se Noordeiland geaktiveer is. Volgens hom is dit die eerste keer dat organiseerders 'n kode rooi protokol afkondig. Hierdie protokol is ingestel nadat die Australiese branderplankryer Mick Fanning in Julie 2015 tydens 'n kompetisie by Jeffreys Bay in Suid-Afrika deur 'n haai aangeval is. Nou die dokter wat op die toneel met Sloan se beserings gehelp het, meen dat dit dalk eerder 'n seeleeu as 'n haai kon wees. Brasiliaanse branderplankryers Iago Dora en Italo Ferreira was toe die aanval gebeur het met hulle halfeindstryd besig en die kompetisie is onmiddellik gestaak. Die kompetisie het maandagmiddag hervat. Hickel sê ekstra veiligheidsmaatreëls is nou ingestel, terwyl die gebied met behulp van jetskis in die water as ook hommeltuie en waarnemers op die strand gepatrolleer word. Wat meer kan 'n mens nou sê oor so iets? Ek meen, In die aarde, as jy nou ietsie doen buite die water, in die aarde, op die aarde, dan kan jy mos nou 'n kampie afmaak of afbaken en jy kan die diere nou wegjaag, maar jy kan dit nie seer doen nie. Die water is daar vir almal. Die groot ding is net, ek dink 'n mens moet net versigtig wees, want baie keer wanneer hierdie berigte in die media is, dan skep dit soms paniek, jy weet, na aanleiding van haai aanvalle. Nou hier word nou gesê dit was moontlik eerder 'n seeleeu as wat dit nou 'n haai was. So ja, weer eens wil ek sê ek het respek vir diegene wat hierdie sport beoefen. Dit is altyd vir my baie lekker om daarna te kyk, want ek dink hulle is baie goed in wat hulle doen. Maar ja, om so verras te word deur 'n haai of dan nou deur 'n seeleeu. Veral as jy nou daar lê en dobber en wag vir the right wave to come in. Dan het ek al baie keer, want hulle wys mos hoe lyk ons van onder af vir 'n haai of 'n ding. Maar wat, ek sê net gesê het, haai julle, ek is op pad terug strand toe. Hierdie kompetisie is verby. En so het elke ding ook maar sy, ek weet nie hoe om dit te stel nie, nê, hekkies. In ons geval is dit die tegniese goedjies. Tegniese goedjies. Dit is ons haai, ja. Dit is ons haai. Maar nou ja, gepraat van die winter wat sy kloue in het, kom ons gesels 'n bietjie oor jou gesondheid. Dit verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin. Van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Nou ja, bly julle net daar waar julle is, op droë grond, as het ware. Ons is net hierna terug met nog 'n baie lekker paar geselsies, spesiaal vir jou hier by Goeiemôre, Good Morning. Tyd vir daai volgende koppie koffie, kap hom. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
van wildritte tot staproetes. Daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Dit gebeur soms dat alles oorweldigend voel. Die lewe in die moderne wêreld vereis dat ons daagliks op hoë vlakke van produktiwiteit moet funksioneer en 'n konstante inname van sensoriese inligting kom daarmee saam. Ons sien al hoe meer op sosiale media dat mense na oorstimulasie verwys. Maar wat beteken dit nou werklik? Die stigter van FunctionWise, Taki Pistorius, gesels vandag met ons hieroor. Goeiemôre, good morning en hartlik welkom aan jou. Môre Elsa. Goed, nou vertel ons net 'n bietjie meer oor FunctionWise en wat presies julle doen. Elsa, FunctionWise is 'n arbeidsterapie praktyk in die ooste van Pretoria. Ons spesialiseer in rehabilitasie van boonste ledemate waar ons verwysings kry van ortopede af. En dis jou tipiese sportbeserings, jou klein beserings wat jy ook kry van sport spesialiste af of dan ook baie erge motorongelukke of beserings by die werk. Dan het ons 'n groot visie waar ons evaluasies doen vir versekeringsmaatskappye en werkgewers waar 'n persoon afwesig was vir 'n lang periode. Ons sien veral, verskies my Engels, dat mental health kondisies toeneem. Ja. Al hoe meer toeneem ons verwysings en daardie divisie word al hoe meer van mense wat afgeboek was by die werk nou terugkom en die werkgewer moet weet, is hierdie persoon regtig geskik om te werk. So die dokter sê hy is nou medies stabiel op die regte medikasie en is die persoon dan geskik om weer sy werk te kan doen. En dan uit dit uitsprei dan ook behandeling waar ons hierdie mense indien hy nie geskik is nie voorberei om terug te gaan werk doen. En ons noem dit beroepsrehabilitasie. En dis waar die sensoriese die tool wat ons gebruik waarna ek net al verwys gebruik word om hierdie mense dan gereed te maak om weer hulle werk te kan doen. En 'n baie ander groot komponent is ons evalueer mense om te kyk of hulle weer kan bestuur. Ons kry veral verwysings van familielede wat bekommerd is of hulle ouers nog kan bestuur of hulle nog geskik is om op die pad te wees. Dit klink vir my na soveel dinge, jy weet wat deur julle gedek word en waarna julle presies kyk of waarop julle fokus. So wat presies beteken dit om overstimulated of oorgestimuleerd te wees? Also, wanneer jou brein en jou senuweestelsel het 'n sekere kapasiteit. En wanneer ek vat 'n koppie koffie, as jy kookwater ingooi en jy hou aan gooi en die koffiebeker is nou vol en die koffie borrel oor, dit is 'n punt van oorstimulasie. Maar ons breine is so ongelooflik dat ons 'n kapasiteit het en ons het natuurlik die vermoë om emosies te reguleer en ons het vermoë om ons coping skills toe te pas, maar wanneer al daardie energie aangewend is en jy het jou emosies gereguleer en die insette wat kom van buite hou net aan, dan kook jou pot oor en dan is jy oorgestimuleer. Nou, hoe laat dit 'n mens voel? Jy weet, wat is die simptome, die tipiese simptome wat iemand sal beleef? Sjoe, Elsa, ek dink 'n werkende ma kan nogal daarvan getuig, maar oorweldig, geïrriteerd, kwaai, prikkelbaar, emosioneel, ek dink iets wat ek wil net huil oor alles, ek voel net nie, ek kan meer nie, ek is oorweldig, die insette hou net nie op nie, en daai gevoel van ek cope nie. En dan ook sukkel om te slaap, sukkel om te fokus, in die werksplek kom ek agter, kort het ek geweet wat ek lees, dis daai gevoel van oorweldiging. Goed, so is daar sekere mense wat dalk 'n bietjie meer geneig is om hierdie simptome waarna jy nou verwys het te ervaar? Dis 'n pragtige vraag, natuurlik. En ek wil regtig vir ons luisteraars ook sê, wanneer mens oorgestimuleer voel, moet jy nooit voel as fout nie. Elke persoon het sy unieke sensoriese drempel. En party mense het 'n laer sensoriese drempel en ander het 'n hoër sensoriese drempel. Die persoon met 'n laer sensoriese drempel sal vinniger oorgestimuleer raak en sal vinniger voel alles raak vir my te veel. Terwyl jou persoon met die hoë sensoriese drempel sal eintlik soek daarvoor. Dit is jou persoon wat uit die
vliegtuig wil spring en wil skydiving doen, want hy soek daai bewegende insette. Dit is die mense wat van partytjies hou tot laat aande kuier, harde musiek wil bywoon, na shows gaan kyk waar daar baie mense is en jou persoon met 'n lae sensoriese drempel sal daai tipe aande vermy. En die woord overstimulated is dan nou oral op sosiale media, ons sien dit al hoe meer. Waarom dink jy is mense deesdae so daarop ingestel en waarom, jy weet, was dit nie so 'n groot kwessie in die verlede gewees nie of dalk was dit net nie iets waarvan ons so bewus was nie? Ek dink jy vra my 2 vrae wat ek gaan probeer om in een te antwoord. Ek dink sosiale media het moeilike onderwerpe soos angs, depressie, ADHD, ons meer bewus gemaak daarvan. So mense is gemakliker om daaroor te praat. En omdat hulle gemakliker geraak het met hoe hulle voel en dink en dinge ervaar, dink ek het oorstimulasie 'n maklike woord geraak om te sê wanneer jy nie cope nie, om te sê ek voel oorgestimuleer. En dis net 'n groot woord om daai van ek kan nie cope nie te verduidelik. So wat kan ons doen om seker te maak dat ons nie so voel nie? Elsa, jy moet jou drempel ken. Ek dink jy moet weet wat is jou sensoriese drempel, want ek dink saam met as jy nie kennis het van wat jou drempel is, kom 'n klomp ander goed se skuldgevoelens. Hoekom kan my vriendin met 3 kinders en al hierdie goed doen, maar ek het net 1 kind en hoekom sukkel ek? En hoekom kan 'n persoon werk met 3 kinders en ek is tuis by mamma en ek voel vinnig oorgestimuleer? So en dan begin ons skuldgevoel kry want ons vergelyk ons met ander, maar die oomblik wat jy kennis het van jou eie sensoriese drempel, dan kan jy dan weet jy wat jy kan hanteer. En Dr. Annemarie Lombard is wêreldbekend. Sy is 'n Suid-Afrikaanse arbeidsterapie wat vir ons 'n neut oopgebreek het van sensory intelligence. So jy kan graag op haar webwerf gaan kyk, sensoryintelligence.com. Daar is 'n kort vraelysie van 10 vrae. Dit verwys na die quiz op die webwerf wat as jy nou daarop inteken, dis gratis, vir jou kan sê wat is jou drempel? Is dit laag, medium of hoog? En natuurlik, as jy regtig simptome het van oorstimulasie, is dit die moeite werd om die volledige matriks te doen en dan by FunctionWise te kom kuier of by 'n arbeidsterapeut aan te klop in jou omgewing wat opgelei is natuurlik. Jy moet geakkrediteer wees vir hierdie behandeling wat jy dan met jou pasiënte doen, om dan te weet, as ek oorgestimuleer raak, in al die fasette van my lewe, in my verhoudings, by die werk en in sosiale interaksies, wat kan ek doen om dit beter te bestuur? Wanneer is dit nodig om hulp te kry? Wanneer jy besef, jou produktiwiteit neem by die werk af, jou verhoudings is bietjie besig om te verbrokkel, of daar's geweldig baie konflik in jou lewe, en jou gesondheid is besig om agteruit te gaan. Goed, en ek dink dis baie mooi opgesom. Loop dit hand aan hand met iets soos uitbranding? Want dis ook iets waarmee ons baie meer gereeld te doen kry. Elsa, loop dit hand aan hand, dink ek is iets wat mense moet navors en navorsing nodig het om hierdie vraag mooi te antwoord. Maar uit my kliniese ervaring, as jy by uitbranding kom, is sensoriese oorstimulasie was 'n simptoom van uitbranding. So wanneer jy by 'n punt van uitbranding kom, om dan in te gryp en jou sensoriese oorstimulasie te hanteer, is al bietjie te laat. As jy by die punt van uitbranding kom, moet jy professionele hulp kry om die oorsaak daarvan vas te stel en dan ook die rehabilitasie wat nodig is om jou gesond te maak. Is daar enigiets anders wat jy sal byvoeg na aanleiding van, jy weet, as iemand nou as gevolg van uitbranding so 'n bietjie oorgestimuleer voel? Vra net jou vraagie weer? Is daar enigiets anders wat jy sou byvoeg? Gestel nou maar iemand voel as gevolg van daai uitbranding 'n bietjie oorgestimuleer. Dit is seker maar net om hulp te gaan kry om Elsa, nee, daar is regtig 'n paar basiese goed. Ek dink in die wêreld van tegnologie waarin ons vandag leef. Tegnologie is 'n wonderlike ding en dit maak vir ons alles vinniger, maar ek dink tegnologie het die grootste bydrae van dat oorstimulasie so 'n bas ding geword het. Ek wil 'n voorbeeld gee. Ja. Op pad skool toe gebruik jy Waze en hier kom Waze se pop-up van daar se slaggat aan die pad en is daar 'n polisie links voor, is die polisie nog daar? Dan kom daar 'n oproep in gelyktydig van die werk wat 'n vinnige navraag wil doen. Jou seun vra kan hy 'n liedjie speel, hy het 2 dogters beklei hoe laat die skool uitkom, wanneer dit eksamentyd is en dan sien jy oor die verkeersligte is buitewerking. En jy kom aangery en jy hoop Outsurance se mannetjie is daar om vanoggend die verkeer vir jou te reguleer en dan sien jy nee, maar dis 'n 4-rigtingstop. Ek dink die hoeveelheid tegnologie wat so wêreld vir ons oopbreek, maar ek dink dit veroorsaak ook 'n groot bydrae tot ons oorstimulasie. So ek dink gereelde breuke weg van jou lesenaar, weg van jou rekenaar, weg van jou selfoon af. Gaan sit jou ontbyt of jou middagete en eet buite onder 'n boom in plaas van in die besige werksplek. Vat gereelde breuke.
leer vir jou asemhalingstegnieke aan en wees bewus van wanneer jy oorweldig voel, sodat jy in daardie oomblik alreeds iets kan doen. Maar ek dink 'n breek weg van al hierdie insette en net om by jouself te sit, sonder jouself, en want wat ons geneig is om te doen, ek wil by myself sit en as ek gaga besig om al my boodskappe van die dag te antwoord. Ja. Dit juis gee dan net nog verdere insette om jou oor te stimuleer. Dit klink vir my asof daai sogenaamde me-time baie belangrik is. Baie dankie vir die insig wat jy vanoggend met ons kom deel het. Nou ja, dit is belangrik dat ons elkeen na onsself kyk en seker maak dat ons nie onsself ooreis nie, maar bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort met nog goeiemôre, good morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. AC/DC Express. Everything electrical. Jy kyk na 'n goeiemôre, good morning, lekker om jou saam met ons te hê. Sporttyd, ek is Arnold Geerts. Van geesvang vir die wedstryd tot die eerste merk op die rugbyveld se gras, tot die heel laaste eindvletjie, kan jy maar weet, hy sal altyd daar wees. As die amptelike ambassadeur van die Verseker Noordvaalbeker verteenwoordig Passie Erasmus die hartklop van skole rugby en hy deel meer oor die seisoen en Pieter het my kom help want ons het 2 nodig om die man se passie te stop. Die man het passie. Dis wakker. Passie. Môre ouma, het goed om jou saam met ons te hê. Ag, Jessie, hoe lekker is dit om hier te wees. Ek wil eers by jou weet van waar die naam Passie Erasmus. Ja, Passie Erasmus, so gebore. Ek is 3de generasie Passie, my oupa was Passie. Ja. Ons jy weet ons het geboortename, maar letterlik niemand het nog ooit verwys na my. So kom ons praat nie daaroor nie. Oupa Passie 1ste generasie, pa Passie 2de en nou is ek die 3de, maar daar's 'n Passie 4 ook. En passievol oor rugby. Ja, nee, so gebore en so gelaat staan. Hoekom jy's ook skole rugby, maar dit maak jou opgewonde. Ja, dit maak my opgewonde. Ek dink is maar seker as gevolg van my hele familie se diep wortels wat ons spesifiek in die ou administrateurs trofee. My oupa het gespeel in die finaal in 1945. My pa het gespeel in 71 gewen. Ek het dit toe nou nie ek het ook gespeel eerste span van toe nog standaard 8 af, maar toe in my matriekjaar op die eerste wel nie eers nie, die laaste wedstryd toe ek die aanvoer die tyd. Dis my ander passie, het ek 'n bietjie te hard gedaan, my knie het gegaan en ja. Maar weet jy, die lewe loop snaakse draaie. Maar eintlik wat Passie nie sê nie is, hy het in standaard 8 begin om rugby te speel vir eerste span en 7 jaar later in sy matriekjaar. 6 van sy beste jare op skool. Maar luister, ek het gevoel te hoor vlei dat jy net omtrent al die finaliste en die wenners kan onthou van die sogenaamde toe administrateursbeker, nou die Versekerbeker, al die jare terug. So vat my terug. Ek was op Huguenot op skool in Spek. Jy was.
Ek het dit geweet. Wat onthou jy? Huguenot is ek dink sy mees suksesvolle jaar toe hy die beker gewen het. En toe was dit nog die direkteurstrofee, was 1987. Die interessante ding daar was Joosver Westhuizen het vir FH Odendaal gespeel in daai game. Sjoe. Hulle het HTS Huguenot het gewen 18-14. Japie Mulder het gespeel in daai wedstryd. Ja, teen Joosver Westhuizen. Yes. En die hele ander sukses was nou in 2019 toe hulle die skuld gewen het. 2019. Dis ongelooflik hoe jy dit alles onthou. Hoe kry jy dit alles in jou kop? Ag, ek weet nie, dis passie. Ek het as 'n kind ook gewonder hoe mense so vinnig goeie details kan aframmel. En ja, ek dink toe ek nie meer kon rugby speel nie. Toe het ek so gekyk hoe ek ander fasette, hoe ek my liefde kan uitleef op ander maniere. En dis ook waar my liefde vir gras gekom het. Waar my gees gekom het, jy weet, want ek weet dit gaan nie net oor die ouens op die veld nie, dit gaan oor die mense op die stadion. Jy moet hom sien. Ek was by die Menlo Park toernooi gewees met die Menlo Park Waterkloof Derby dink ek. En hierdie man hou die mense besig. Jy hou vir hulle besig rondom, maar die oomblik jy met jou liefde en jou passie vir gras ook as hy daai veld slaan, jy kan dit nie glo nie aan nie. Die kinders het 'n nuwe herlewing. Skole rugby lyk sommer net anders. Dit voel anders. Dis die passie man. Ja. Ek so bly die verseker manne het my uiteindelik raak gesien want ek's my lewe lank al langs die veld en op die veld. Nou, jy weet nou nie noodwendig met 'n mikrofoon nie en toe het hulle my uiteindelik Toe ons sien toe sê hulle hy's verseker ons man. Ja, verseker. Ek wil baie graag by jou weet en hierdie is eintlik 'n ernstige vraag. Ek was 2 weke terug by Grey Affies, ongelooflike atmosfeer. Dit was bloot net fantasties om te sien. In jou estimasie, waar is skole rugby in Suid-Afrika op oomblik en meer dit vir my is moeilik, maar meer dit vir my ten wêreldstandaarde. Wat dink jy? Ek moet vir jou sê, laat ek verkies en ek praat met soveel mense wat dit sê. Ek verkies letterlik deesdae om skole rugby te kyk eerder as provinsiale rugby. En jy weet hoe meer ek nou spesifiek met die afrigters en met die skoolhoofde en met die hele skoolgemeenskap te doen het, hoe meer besef ek dit gaan oor die ondersteuning. Jy weet toe ek nog rugby gespeel het jy op die veld gehardloop en jy het jou bes gegee en jy's gestrap. Nog 'n halftyd en dan gaan jy weer. Ja, absoluut. En deesdae is die ondersteuning van so 'n aard. Jy weet ek was gister by Middelburg. En hulle gym lyk soos een van die gyms hier in die stad. Ja. Ongelooflike ondersteuning. En jy weet dis mense, die afrigters en die hele span word letterlik getrek van dit hulle op skool was. Die hoeveelheid manne wat self in die bekers gespeel het, wat self op skole vlak en internasionaal later gegaan het, wat nou uiteindelik deel vorm van, jy weet, van die afrigtingsspan. Dis ongelooflik. So daai tradisie, die legendes wat help aan daai tradisie bou, is so ongelooflik belangrik. So hoërskool rugby is op ek dink die beste vlak ooit en ek dink die hoeveelheid manne wat ons nou in die Springbokspanne instuur en die kwaliteit van hulle spel bewys hoe gesond skole rugby is heeltemal reg. Ja. En ook wat die gees aan betref, ek meen jy was nou al by baie geesbougeleenthede en goeders ook gewees. Hoe is die gees onder die spelers, die onderwysers, die ondersteuners? Ja, ongelooflik. Jy weet en weer eens, ek dink dis die ding. Dit gaan oor aan die einde van die dag gaan dit oor meer as rugby. Jy weet daar is soveel old boys of jy weet mense wat ouers is van 'n skool wat nog steeds na al die jare daar is en sy kind gaan en hulle kinders gaan eendag gaan. So daar is so 'n hegte band en so 'n trots in meeste skole dat daai ondersteuning tussen kinders en spelers en ouers en onderwysers van so 'n aard is dat ek beloof julle, as ek gewoonlik voor so 'n klomp kinders in hardloop, dan kry ek hoendervleis wat seker so 'n minuut hou van hier tot by my toonare. Jy weet dit is letterlik. Jy kry daai gevoel van hier draf ek ook weer. Gat ons, ek is voor manne. Absoluut. Ek wil daarom net by jou hoor, daar's 'n ou met die naam van Rassie Erasmus. Ja. Het hy nou al by jou aangeklop vir hulp vir die Springbokspan vir so 'n bietjie gees? Ag nee, ek glo hy gaan uiteindelik, jy weet, die lig sien. Ja. Maar gaan ons weer Pieter van julle monde na Rassie se ore. Is daar 'n skool waar jy by opgeëindig? En hierdie is 'n moeilike vraag want dit is eintlik redelik onregverdig wat jy van weggegaan het en gedink het ek het dit nog nooit gesien. Hierdie plek beïndruk my verskriklik. Gee ons 2 of 3 van daai skole.
laat ek vir jou Nou gaan hy onder hy sit nou onder druk hier. Ja. Maar kyk, die ding wat ek by verre kan sê is, die verseker Noordval beker en al sy skole is my passie. Ek weier om 'n skool te kies, maar ek gaan by 'n vraag uitkom. Soos byvoorbeeld op die eintlike wedstryddag daar. As 'n skool nou net 'n 3 afgestaan het, is ek by hulle. En ek want en die hoeveelheid keer wat ek hulle laat sing en hulle skool terugkom met nog 'n 3 is ongelooflik. So dis my passie. Dit gaan oor meer as net skole en wie wen of verloor, dit gaan oor die skool, maar skole wat regtig vir my 'n oplewing gemaak het is Monas. Hulle was nog altyd 'n uitstekende skool, maar ek dink ou Jannie kry nogal lekker dinge reg daar. 'n Sterk skool wat gesukkel het oor die afgelope paar jare bietjie, maar uiteindelik teruggekom het. Maar Rustenburg met hulle mascot wat lyk soos 'n transformer, gister se golfkarretjie wat ek gery het by Middelburg is daar en dan net die ek moet ook dan net een ingooi, Menlo Park. Die Hoërskool Menlo Park was ook baie lekker. Daai ouens sing lekker. En pas het omtrent sy hande vol gehad om saam met meneer Dey en sy span op te kon sing. Dis lekker passie. Baie dankie vir jou kuier, maar dit was so lekker. Jy moet eintlik elke week vir ons kom. Asseblief, maak vir my 'n gas. Lank as wat hy moet vir ons net so 'n bietjie 'n terugvoer kon gee van die afgelope naweek se wedstryde op skole rugby oor na passie. Die manne wat die besluite maak, hoor hom. Sterkte ou maat. Lekker. Nou ja, van passie na hoop. Bly ingeskakel op Goeiemôre Good Morning. Ons gesels net hierna met Mariet Bekes, die stigter van Die Anties bring hoop, maar ek is seker hulle bring passie ook. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Wat begin het as 'n eenvoudige idee om hoop te bring aan vroue in droogte getuisterde gemeenskappe, het vinnig in 'n beweging wat honderde lewens raak ontwikkel. Deur kuns, samesyn en geloof het die Anties bring hoop reeds 'n groot verskil gemaak in dorpe reg oor die Karoo en in die Kaap, en nou beplan hulle 'n nog groter toer vir 2026. Die kunstenaar en stigterslid Mariet Bekes sluit nou by ons aan om meer te vertel oor hierdie besonderse projek. Baie welkom hier by ons. Baie dankie dat ons hier kan wees. Goed, nou ons is baie nuuskierig. Waar en hoe het hierdie idee ontstaan? Dit was jy weet as jy daai fladdering in jou maag kry. Ja. Jy begin sê daar's ietsie wat besig is om te broei. Ja. En dit het so gebroei vir 'n rukkie.
En dit is hoe dit begin het. En ek het regtig die aand gebid. En dis asof die Here vir my gesê het, hoorie Mariet, staan op en gaan doen presies wat jy doen. Maar gaan terug na die boeregemeenskap toe, want ek kom uit die Vrystaat uit. Ons het op 'n plaas groot geword, landbouskool gegaan en gedoen. En dis my passie. Daar was altyd droogte. En dit is waar dit begin het. Gaan na die vroue toe in die droogte area, gaan gee vir hulle dag net op, gaan gee vir hulle 'n bietjie liefde, wys vir hulle kuns. En ek dink dit is so inspirerend. Nou jy het nou verwys na kuns. Yes. Jy gebruik kuns as 'n manier om mense bymekaar te bring en dan nou ook daai hoop te skep. Hoe dink jy het kreatiwiteit of hoekom dink jy het kreatiwiteit so 'n genesende uitwerking? Ek sê altyd nee, we were made by the greatest creator to be creative. En wat gebeur as dit swaar gaan op jou werf? Dan begin jy dit los. Dan begin jy bietjie minder jou naels doen, bietjie minder jou make-up laat doen, bietjie minder jou hare, bietjie minder daai goedjies laat doen. En ons vrouens is geers, so ons gee meer vir ons mans en ons kinders en ons dis wat ons doen. Ons skep onsself af. Maar as ons op ons gelukkigste is, maak ons mooi. Ons maak onsself mooi, ons maak ons huise mooi, ons maak alles mooi. Maar as daar nie 'n geldjie is nie en ons moet absoluut alles gee vir ons mense, dan maak ons nie mooi nie. So deur kuns vir hulle te vat, gee ons hulle tyd om te stop. En wat gebeur is, na 'n halfuur, dan begin die vrouens hulle koppies draai, begin hulle kyk na die goed wat hulle maak. En dan kom die mooi uit. En dan begin hulle self voel, maar hulle kan beter doen. Hulle kan weer opstaan, hulle kan weer aangaan. So kuns is regtig, dit is net 'n word rustig, word stil. Dis al waaroor dit gaan. Nou jy het verlede jaar 900 vroue bereik. Ja. Wat het jou die meeste geraak gedurende daardie toer? Ek gaan jou die goed en die sleg gee. So vir my die sleg was, is dat buurvrouens wat regtig die plaas is mos dan maar eendag uitmekaar uit, wat mekaar 2-3 jaar nie gesien het nie. En hulle kon mekaar nie sien nie, want hulle spaar hulle diesel. So hulle kuier nie. En dit was vir my baie hartseer. Jy weet, die gemeenskappe kom nie by mekaar nie. Die mooi wat daar was, is dat hulle met mekaar begin gesels het in die inkommers in die dorpies. Jy het begin besef, maar hulle hoor daar, hulle mag daar wees en hulle kan hande vat. So dit was vir my die mees ongelooflikste van dit. Ek kan dink dat suits nogal baie emosioneel ook kan wees, jy weet, wanneer jy hierdie dinge beleef. Nou baie van die vroue het groot afstande ook afgelê om hierdie klasse by te woon. So wat sê dit vir jou oor daai behoefte ook aan ondersteuning in so 'n gemeenskap? Ek dink daar's te min. En een van die redes hoekom ons die anties genoem is, nee, is want ek is 'n antie, jy's 'n antie, my ma is 'n antie, almal is anties. Iewers het iemand 'n antie. En dit gaan nie oor ons nie. Ons is net 5 girls wat ry en wat die ding gaan doen. Maar as die vrouens net na mekaar begin kyk, jy weet, sal dit mooi gaan. En dan kan jy ook sien dat eintlik dra ons almal dieselfde swaar, dieselfde mooi, dieselfde alles. En daar's definitief 'n behoefte veral in die platteland vir kuns. Ja. Nou goed, die 2026 toer gaan nog groter wees. Ja. So vertel vir ons wat dit gaan behels. Ons ry bietjie verder. Ons ry weer 21 dae. 21 dae is lank. Dit is baie lank om weg te wees van die huis af en net te ry. Ja. So ons ry baie ver. Ons gaan draai in Sutherland. Ons gaan bietjie daar vir Save the Sheep kuier by Sibyl hulle. Ons doen Merweville. Ag, beautiful Carnarvon. So ons gaan regtig ongelooflik ver ry. Dan gaan ons 'n bietjie terug Prins Albert, Oudtshoorn, George en Riversdale het vir ons bly vra asseblief kom. So ons ry weer bietjie terug Riversdale se kant toe. Nebetesta het ons actually ongelooflik 'n nice setup want ons het die oggend en die middag het ons daar wat ons klasse gee, maar daar's net eenvoudig te veel mense wat dit wil doen. So die venue wat ons het kan hulle nie vat nie. So ja, ons beoog om vir 'n 1000 dames klas te gee hierdie keer. 21 dae, 5 van ons wat ry en hoop ons sien sneeu op die pad. En ek dink dit is baie haalbaar. Daar is so 'n plaasie of eintlik maar plaasmense tussen Carnarvon en Vosburg wat my baie na in die hart lê. So miskien moet ek net saamkom. Ek dink dit klink vir my na 'n lekker uitstappie. Goed, hoe werk die kunsklasse prakties? Jy weet wat presies? Jy het nou so vlugtig verwys na, jy weet hoe jy kan sien vrou se ingesteldheid verander tydens haar klas, maar wat kan jy dalk so 'n bietjie meer uitbrei na aandering van wat dit behels? Ons wil graag vir elkeen 'n pak gee, 'n kunspak, wat sy eie goeders in het. Verlede jaar het ons doodgewas aan kwasse en stencils en goeders om vir almal aan die gang te hou. Ja. So ons wil graag vir elkeen hulle eie pak gee. Ons noem dit 'n kunspak, dat jy dit kan gebruik. Ons doen 'n mixed media ding, waar jy gaan verf en plak en al die lekker dinge met hom doen. So ons wil baie graag vir elke dame haar eie pak gee. As ons kyk na 1000 dames, dan
Ja, gaan ons swaar ry hierdie jaar. Julle gaan 'n vragmotor nodig hê. Ons gaan 'n vragmotor nodig hê. Nou julle vra ook vir ondersteuning van die publiek. Ja. So ek dink dit is die belangrikste vraag, hoe kan die publiek help en 'n bydrae lewer? Ons het 'n backup buddy fonds wat vir my ongelooflik interessant is, want eintlik weet ek nie wat dit is nie. Jy weet, ek het nou maar in al hierdie goeters liet ek dit geleer. So ons het 'n backup buddy fonds. Ja. As ons vir elke dame 'n pak wil gee, en 'n pak kos net R100, wat nie so baie is nie. En ons kry net 1000 dames wat ons help om iemand te sponsor vir iemand wat jy nie ken nie. Dan praat ons van R100,000 wat ongelooflik baie geld is. Maar as ons saamwerk, dan is dit nie so baie nie. So ons wil graag vir elke dame 'n kindspak gee wat R100 kos. So ons sal dit waardeer as die mense ons help. Ons het 'n backup buddy fonds en dan natuurlik petrol met hierdie petrolpryse wat deesdae so is. Dis ons budget is heel in sy kanon in hoor. So kan jy glo. Ja, akkommodasie is vir ons okay. Ons het 'n hele klomp mense wat ons help op die pad. Ons slaap op die plase. In Bridgetown slaap ons in die ou tronk. Het hulle ons skep in 'n gastehuis. Ja. Slaap daar, slaap in koshuise. So as ons daar gehelp kan word, dan is ons happy. En ons kan net gaan kyk op sosiale media platforms. Ek is seker van julle het 'n bladsy en ons sal al die nodige besonderhede daar vind. Alles is daar, maar julle is baie welkom om WhatsApp ons. Ons sal julle help, ons sal vir julle die goed gee. Ons is net 5 girls wat in 'n battery. Wel, om jy af te sluit, jy verwys nou na die 5 girls of die ander aunties ook. Yes. So, wie is hulle en hoe pas hulle in? Ons het so 'n minuut oor. Dis ek, 2 van my vriendinne en dan my 2 dogters. So die dogters het nie 'n keuse nie, hulle moet inklim. Die vriendinne het gekies om saam te ry. Wat baie nice is, dis dieselfde 5 as wat verlede jaar gery het. So ons het baie geleer verlede jaar en hierdie jaar beoog ons om dit lekkerder te maak, mooier te maak en meer uit dit uit te kry. Een van die goeders wat verlede jaar opgekom het is wat hulle gevra het, is dit lekker om te sien hoe die Here werk? En my antwoord was, ek het nooit die Here gesien nie. Ek het hom nooit gevoel nie. Dit is lekker om te voel. Ek het hom nooit gevoel nie, ek het hom die hele tyd sien. So die Here werk op hierdie pad. Hy werk met die mense, hy werk met die vrouens, hy werk met die aunties. Ons is net daar, ons daag net op. En ons is dankbaar vir julle. Want ek dink dit is so 'n belangrike saak, so geniet hierdie toer wat voorlê. En julle moet veilig wees so op die plaas baie. En hopelik wanneer dit dan nou afgehandel is, dan kan jy weer kom gesels en vir ons kom sê dit het gewees. Ja, baie dankie. Maar jy het baie dankie vir jou tyd. Goed, so van passie en hoop tot geloof. Eintlik loop al hierdie dinge mos maar hand aan hand. Ons gesels net hierna oor 'n aand van lof en aanbidding. Jy's by Goeiemôre Good Morning, bly ingeskakel. Ons is net hierna weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen?
Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Nou ja, 'n spesiale aand van lof, aanbidding en gemeenskap is op pad na Pretoria met die nuwe Lof Aanbiddingsfees hierdie Sondag 31 Mei. Ons gesels vanoggend met Retief Burger en Reinhard Smit oor hierdie besonderse nuwe projek en wat mense kan verwag. Hartlike goeiemôre manne. Môre. Baie lekker om julle hier te hê. Retief, ons het mekaar ook lanklaas gesien. Dit is so, ja, die lewe stap aan, hè. Ja, maar ons word al hoe jonger, al hoe jonger. Nee, absolutely. Nou, sê gou vir my, menere, vir die mense wat dalk nog nie van die nuwe lof gehoor het nie, asseblief, in kort, vertel vir ons. Ja, nuwe lof is 'n beweging wat so amper 3 jaar terug begin is, uit maar die hart van myself en Louis Brits en Stella, Kirstel Kombrink. En ons het 'n passie gehad om seker te maak dat nuwe Afrikaanse lof en aanbiddingsmusiek geskryf word vir die kerk. Ja. Met hulpmiddele, 'n webtuiste waarop alles beskikbaar is en om nuwe aanbiddingsleiers en liedjieskrywers, Reinhard een van hulle, in te trek en te sê, hoorie, maar ons moet aanhou Afrikaanse lof en aanbiddingsmusiek daar buite uitkry. En dis waar dit begin het en amper 3 jaar later. Reinhard, dit is seker besonder aangenaam om ook deel te kan wees van hierdie hele beweging as het ware. Dit is 'n voorreg wat 'n mens nie heeltemal so lekker kan beskryf nie. Ek dink die beweging is soveel groter as net die musiek wat daar uitgaan. Ek dink daar's verhoudings. Ek dink die eenheid tussen kerke. Jy moet verstaan, hierdie is aanbiddingsleiers en skrywers van verskillende kerke reg oor die land. Sure. En hier kom dit op een platform bymekaar en almal stap met 'n nederige hart in en sê ek kom gee wat in my hand is en wat in my hart is. So ja, ek dink meer as die liedjies ook, nee, ek dink net hoe dit kerke en spanne, musiekspanne bemagtig. Ja. Ek dink dit doen iets wat ons nie heeltemal lekker hier op aarde sal besef wat dit is nie. Ons sal eendag verseker die vrug ten volle besef. 'n Nuwe generasie, sou jy sê, het 'n nuwe lied wat hulle as ware vir God wil sing. Ek dink is baie goed wat jy daar sê, ja, want die Here sê ook, sing vir my 'n nuwe lied. En daar's die hele tyd 'n nuwe lied en ons sê altyd 'n herlewing het 'n klankbaan nodig. En hierdie is 'n klankbaan vir die volgende generasie en iemand soos ek en Louis wat nou al so 'n bietjie ouer is en ons begin nou van die treadmill af te val. Wat jy waar. Ons moet seker maak dat die volgende generasie opgerig word. En ja, ons het al naby 40 liedjies in die afgelope 3 jaar geskryf, opgeneem en al die hulpbronne op ons webtuiste gaan sit. Waar kerke, soos hy sê, dit kan gebruik, ekskuus nou vir die Engels, maar multitracks en backtracks kan gebruik waar kerke oor die hele land, maar ook oor die hele wêreld wat in Afrikaans bedien en sing, al die hulpbronne het wat hulle kan help in hulle eie gemeentes. Dit maak hierdie geleentheid net soveel meer spesiaal, nê, as 'n gewone normale kerkgang Sondag of diens. Ja. Ja, so ons het besluit, kom ons kry 'n klomp van die aanbiddingsleiers bymekaar wat nou geskryf het die afgelope 3 jaar. Ek dink ons is naby 10 en ons gaan net 'n aand van lof en aanbidding lei, maar ook 7 liedjies opneem lewendig met video en alles wat ons in Februarie by 'n skryfgeleentheid geskryf het. En is lekker om daai goedes nou aan mekaar te gesit het en te sien hoe die mense dit vinnig gaan sing en vinnig gaan gryp. Ek sit hier so maar ek kry half hoendervleis net as ek dink waarna kan mense uitsien nou Sondag aand hier, nê? Ek meen dis die lof vir aanbidding, die lofprysing, die video's wat gemaak word, dit kan jy jouself net indink hoe spesiale aand dit gaan wees. Ja, ek dink weer eens, nee, mense gaan deel wees van iets wat baie groter is as enige persoon. En ek dink dis wat so mooi, niemand kan sê, hoorie, ons gaan Sondag aand na Retief gaan kyk nie, of na Louis gaan kyk nie. Dit is nêrens om, daar's een persoon en dit is natuurlik Jesus Christus. En jy gaan deel wees van iets wat nog vir jare gaan jy weet op kanale of waar ook al gaan jy die goeie sien en jy gaan besef maar ek was daai aan daar gewees. So ons is ook nie heeltemal seker wat om te verwag nie. As jy sê hoorie sal, waarna kan mense uitsien? Ek kan vir jou sê hier kom 'n ding. Ja. Maar dit is moeilik om te sê hierdie is presies hoe dit gaan wees en wat die ervaring gaan wees want ek dink almal betrokke is net gehoorsaam. Ja. En ons is in afwagting en ons het 'n verwagting en ek kan jou beloof as jy hier gaan wees, gaan jy nie spyt wees nie. Retief met iemand soos jy ook wat al soveel soortgelyke aande gehad het, daar's altyd daar ietsie special wat 'n ou met elke geleentheid soos die sal onthou.
Nee, verseker en ek dink soos Reinhard, ons is nie heeltemal seker wat dit gaan wees nie, maar onthou die lirieke, ons sê 3 goed is by Nuwe Lof. Dit moet skrifgetrou wees, dit moet singbaar wees en dit moet gees geïnspireerd wees. So die lirieke is skrif. Ons probeer regtig die woord van die Here in die harte van ons volgende generasie ook te plaas en dit in te prent. En dan weet ons hoe die Here mos nou werk. Jy weet, hy praat met almal op verskillende maniere, verskillende liedjies en dat dit met hulle gaan resoneer en vir hulle woorde gaan gee om hom mee te aanbid. En dis tog wat ons ook doen wanneer ons skryf. Jy wil dit makliker maak vir iemand om met die Here 'n koneksie te hê, verhouding met hom te hê en dat die waarheid in hulle harte kom lê. Ja, so nee, ons sien baie uit. Hoorie, ek weet vir my wat nou bietjie meer uit die kommersiële mark van dinge uitkom en ons wil mense altyd laat goed voel en goeders. Dis ook 'n ander verantwoordelikheid en 'n lekkerte wat jy het as liedjieskrywers vir juis nuwe lofprysingsliedjies en dinge. Ja, ek dink jy wil alles doen wat Retief nou gesê het, net daai 3 goeders is nie onderhandelbaar nie. Maar dan wil 'n mens ook 'n goeie liedjie wat lekker sing en wat iemand net weet hy moet ry en dit moet 'n oorwurm in sy kop wees, nee, ek dink ons as liedjieskrywers wat vir kerk skryf, ons wil ook dit doen, want as daai ou in die kar nog kan ry, so ons het 'n paar van die liedjies wat ons opneem Sondag aand was so absoluut met die denkwyse dat tieners moet hierdie sing. Ja. En van die liedjies dan dink ek, dan moet 'n move saam met hierdie liedjie later gebeur, nee, alles wat ons sou aan dink, dink ek wil ons doen vir dit ook en ek dink ons is besig. Ek dink ons is op pad na dit. Veral as jy oor die moves praat, begin Retief sy oë glinster. Nee, ek is nie bang nie. Ek het 3 klein kinders by die huis. Ja. So ek moet vir hulle die moves aanleer. Daar sê, nee, verseker moet 'n ou dit doen. Okay, so daar gaan opnames gemaak word. Dit is op sigself ook nogal 'n groot lekker geleentheid. Nie net video-opnames nie, doen julle heeltemal opnames ook, jy weet? Ja, natuurlik. So al die audio word ook opgeneem. Dis nie al die liedjies is opname liedjies nie. Daar's ook bekende liedjies, ou bekende liedjies. Jy weet, Louis is mos al so lank in die land en van sy ou liedjies word ook opgeneem. Nie opgeneem nie, maar word ook gesing van my liedjies. En van dit wat nou al oor die jare geskryf is. So dit is nie 'n aand van vermaak nie, dis nie 'n show nie, dis nie ons sit terug en ons kyk vir julle nie. Dis 'n aanbiddingsgeleentheid waar almal gaan deel wees daarvan. En die wonderlike ding is heeltemal gratis. Enigiemand kan kom van 4:00 die middag af. Is daar stalletjies hier by Morletta Kerk. Mense kan kom kuier, vriende saambring en dan 6:00 skop ons af met hierdie nuwe loffees. Het gaan wonderlik wees. Net so in kort wie almal min of meer gaan hier so wees ook, wat die mense na kan luister. So is Retief, Louis, Guillaume en Renay van die ou Oase gemeente. Hulle was wel nie ou Oase nie, hulle was op 'n stadium daar, maar party mense ken hulle van daai af. Stas van Onbeskaamd, Stella, Zareta van Wyk en dan natuurlik Reinhard Smit en so ons is 'n hele lekker spannetjie en ons ken mekaar, ons maak grappies agter die skerms, ons is goeie vriende en daarom kom ons net saam om een ding te kom doen en dis om Jesus se naam op te lig. Prys die Here daarvoor en baie dankie dat julle dit kom doen het en ons weet dit gaan goed gaan en ons sien julle almal dan eerskomende Sondag net hier by die Morletta Kerk vir hierdie grootse geleentheid. Nou ja, toe, dis enetjie wat jy nie gaan wil mis nie, maak dis seker jy is ook hier by die Morletta Kerk eerskomende Sondag in Pretoria om 6:00 gaan hulle afskop. En ja, baie dankie ook vir julle kuiertjie. Ongelukkig is dit dan ook nou alwaarvoor ons tyd het wat vanoggend aanbetref, maar dankie dat julle saam met ons gekuier het. En saam met ons die nuwe dag ingesing het as het ware. Onthou van ons in diepte gesprekke en ons is môreoggend weer klokslag terug om 6:00 vir goeiemôre, good morning. Van my en die res van die span, mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie.